Johannes 17 vers 12. Toe ek by hulle was, het ek hulle wat U aan my gegee het in die naam bewaar. Ek het hulle ook beskerm, en niemand van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Niemand het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Kom ons sit ons dinkhoekies op en wees bietjie helder van verstand. Na Jesus verraai is, later kom Judas Iskariot vol berou terug, gee die 30 sikkel silwer terug, word verwerp deur die Joodse raad en weens die afwesigheid van wedergeboorte en die Heilige Gees op daardie stadium in sy lewe, gaan hang hy homself. Dis op dieselfde oomblik wat die verlosser van die mensdom in aksie was met die mees kritiese tot die dood van die kruis geloofsgehoorsaamheid daad. Nie net vir die mensdom, maar vir die hele skepping vanuit Vader God. Ek dink as Jesus wel ergens in 'n boefretrek besig was met een of ander saak minder van belang as om die redder van die mensdom te wees, en Judas Iskariot bars in deur die deure met ware berou, sou Jesus hom die verraaiingsdaad vrygespreek het. Wanneer die verloningsdaad juis deel was van die goddelike wil en plan, laat ek my nie vertel dat die genade van Jesus Judas Iskariot in die doderyk agtergelaat het. Wie was dan die seun van die verderf? Liewe vriende, die Adam natuur van Judas is die seun van die verderf en is in elkeen van ons ou natuur ook. Adam natuur, dis die seun van die verderf. Die ontwaking van die Christus in elkeen van die mensdom deur wedergeboorte uit water en uit gees. Dit is die reddende krag en genade van 'n soewereine almagtige God om ons bewus te maak van ons Christus natuur in sy teenwoordigheid. Dit is Ikabod vir ons Adam natuur en dis Kabod vir ons Christus natuur. Halleluja. Vader, tot U eer vra ons, Heilige Gees, om ons te help en te lei. Help ons dat die Christus natuur heers oor ons Adam natuur.